Ons Hemelse Vader, kom hier toe in die naam van die Seun Jesus en ons sê vir baie dankie dat jy ons optel, dat jy ons sterk maak, dat jy ons vashou, Here. U is goed, u doen goed. U was en is nog altyd daar en sal vir ewig daar wees met ons in die hande, Here. En ons dankie daarvoor. Ons prys die naam. Ons vra, Here, dat al hierdie dinge sal het gebeur, dat alles sal uitwerk tot eer van die naam. Ons bid vir hierdie diens vanoggend. Ons bid, Here, dat die harte sal open. Ons bid dat jy sal deurkom in mense, vraagstukke wat hulle nog het, dat daar antwoorde sal wees op vrae, Here. Ons bid dat jy by elkeen van ons sal stil staan en met ons sal praat deur hierdie diens. Daarom wil ek ook vra, Here, dat jy die prediker se mond sal seën, sy lippe sal seën, gedagtes sal vashou, dat dit uitkom wat jy wil hê moet uitkom, Here. En ons dank U daarvoor. Ons gee aan U al die lof en al die eer. Jy is 'n goeie God. Amen. Dan besef 'n mens, ons het 'n krag by Jesus. As jy in omstandighede is, het jy net nodig om te sing. Maak dit beter. Nou, ons het vanoggend hier aangekom, deur mekaar, omgekrap. En hier sit ons, baie om vir dankbaar te wees. Ek dank die Here vir elkeen wat hier is vanmôre. En ek gee hom al die eer vir dit wat ons het, en dit wat ons daagliks ontvang. Want baie van ons is baie keer op 'n plek wat ons nie verstaan, hoekom Here, waarom Here? Wat is die rede vir alles? Hoekom? Hoekom gebeur dinge? Hoekom gebeur dinge? En as ek nou uitkyk na daai hart wat daar buite is, wat nou heeltemal so 'n bietjie as jy daar uitloop, moet jy tog daai hart kyk, wat daar deur die muur is, daai kol wat daar is, het ons nie baie so hart wat so 'n bietjie onvergewensgesindheid, die kwaaiheid, die ongemaklikheid. Weet jy nou waarvoor is ek vanoggend dankbaar? Om die voeltjies te kan oorvlieg. Nie aldag wat jy voeltjies in 'n kerk oorvlieg nie, nie aldag nie. JP, as jy vir ons daai klank net so bietjie kan, as die mic daar is, hy is nou reg, dankie. Dankie, kom ons buig ons hoofde en ons bid dit eers saam. Hemelse Vader, ons kom vandag met nederige harte voor U. Dankie vir die voorreg om U woord te kan hoor, U teenwoordigheid te kan beleef. Here, ons bid vir U Gees, wat vandag deur hierdie erediens sal beweeg. Raak elke hart aan wat hier sit, Here. Genees elke wond, herstel elke verhouding en vul ons met U liefde. Laat ons die geloof wat ons het, laat dit lewendig word deur liefde, sodat ons nie net hoor nie, maar ook kan doen, Vader. Heilige Gees, neem volle beheer van hierdie diens. Spreek deur elke woord, deur elke lied, deur elke hart. En ons bid dit in die wonderlike naam van Jesus Christus. Amen. Nou, ons tema vir vanoggend is geloof werk deur liefde. En daar is so min mense wat nog liefde wil gee. Daar is so min mense wat regtig waar nie weet hoe om liefde te gee nie, want hulle het dit nog nooit ontvang nie. Ons dink net aan al die seerkry wat daar was. Ons dink net aan al die verkeerde dinge wat daar was. Ons dink net aan alles wat verkeerd is, maar ons dink nie aan die liefde nie. En Galasiërs 5 vers 6, ek dink dit gaan op die bord wees. Dit is op die is dit daar so, JP? Galasiërs 5 vers 6, want in Christus Jesus het ons nog die besnydenis, nog die onbesnedenheid, enige krag, maar die geloof wat deur liefde werk. Nou dit laat my dink aan die verhaal van die twee boere. Die een wil begin, dit is 'n eenvoudige storie, dit is waar 'n boer besig is om, en hulle albei sit in dieselfde dorp, baie naby aan mekaar, en albei bid vir reën. En baie van ons bid oor dieselfde situasie. Ons bid oor, as dit warm is, Here stuur net reën, ons almal bid vir reën. Ons almal bid vir ons situasie waarin ons is. En elkeen van ons glo
dat God gaan voorsien? Wie glo God gaan voorsien? Ons almal glo God gaan voorsien. Maar die een boer het uitgegaan en sy lande voorberei. Hy het gegaan, hy het geploeg, hy het die lande voorberei, sodat hy die saad kan in die grond sit en wag. En baie van ons kom nie daar nie. Baie van ons weet nie wanneer om te plant, wanneer om te saai, wanneer om wat te doen nie. En wanneer die reën gekom het, was sy land gereed om te ontvang. En die verskil tussen geloof en geloof was deur sy liefde. Ware geloof word nie net deur woorde gewys, dit word deur dade gewys en liefde verdryf word. Deur liefde verdryf word. Nou ek wil vir jou nou sê, nou sit jy hier en sê vir my, ja maar ek bid elke dag. Ek bid elke liewe dag, maar die Here voorsien nie. Ek bid vir werk, maar jou CV is nog nie ingedien nie. Jy het nog nie jou CV opgetrek nie. Nou waar gaan daai gebed heen? Soos die een boer het sy land voorberei en die ander een het net gesit en bid. Mensies, ons kan nie net bid nie, ons moet begin dit doen. As jy wil hê dinge moet werk in jou lewe, dan moet jy opstaan en sê, weet jy wat, ek is nou reg om iets te begin doen. Dis baie mense wat werk soek. Dan vra jy vir hulle, het jou CV al reg? Nee, ek het niemand wat my CV kan tik nie. Maar jy bid vir werk, hoe gaan dit daar jou toe kom? So ons moet begin dinge reg kry in die geloof wat werk en liefde, wat beteken, wat dit deur liefde werk is, geloof is bloot om iets te sê, ek glo in God. Nee? Jy glo in God. En jy vertrou hom in elke omstandigheid van jou lewe. Alles. Ek vertrou die Here vir alles. Elke dag as die kinders in die kar klim, vertrou ek die Here. En Vrydag, dit was Vrydag, toe ons die taxi mense, dit was donderdag, Vrydag, het ons die taxi mense bietjie meer rondgery. En toe sê hulle vir ons, ek het nogal die grap gemaak en gesê, mense wat in 'n taxi ry is baie gelowig, want hulle bid om aan 'n kant uit te kom. Dat is baie waar. Dit is baie waar geworden. Dankie tog dat ek julle wakker. So, sê die taxi vir ons, hulle bid net so. Want hulle moet die mense in tyd hê. Maar hulle bid dat hulle die mense veilig kan. Onthou die teks, nie al die mense is dieselfde nie. Almal is nie verkeerd nie. Almal doen nie onreg aan ander nie. Partykeer is dit net 'n bietjie mense wat seer het, wat bietjie kwaai is, voordat hulle harte oopmaak. Maar geloof is om te sê ek glo in God. Ek glo in God, nie dit om hom te vertrou in die omstandighede, want jy glo maar jy vertrou hom glad nie. Daar vertrou daai taxi bestuurders elke dag die Here dat hulle al die kinders veilig by die skool kry. Ons vertrou die Here elke dag vir dit wat ons nodig het. Maar as ons kos nodig het en ons werk nie, kan ons nie eet nie. So ons moet begin iets doen om iets te ontvang. En dit werk alles deur liefde. Alles werk deur liefde. En waar Paulus gesê het, geloof moet deur liefde werk. Geloof sonder liefde is koud, hard en selfgerig. Nou kyk net, as jy nou vir die kinders vra, was die skorrel goed? Nee, en dit word ingegooi en dit word is dit met liefde hoe jy dit doen? Of as die kinders vra hulle wil 'n broodjie en jy vat daai brood en jy terugkom en jy sit daai goed, is dit hoe mense dit doen met liefde? Nee, dis nie hoe mense doen met liefde nie. Jy doen dit nie so nie. Alles wat jy doen, moet jy doen met liefde. Liefde sonder geloof is, as jy nie geloof het nie, nie liefde nie, het jy nie rigting in die lewe nie. Jy moet liefde hê binne in jou. En mense, as jy sit hierso almal met ietsie hierso wat pla. Pla oor daai ou wat jou skeef aankyk. Daai ou wat jou sleg gesê het. Ons sit met daai dinge. En dit is hoekom nou bid ons, maar nou sê jy jou gebed gaan die siening vas, maar jy sit met onvergewensgesindheid. Jy kan nie vergewe nie, hoe gaan die Here jou kan vergewe? En ek wil hê ons moet regtig waar, dit is iets wat nou sommer net hier ingekom het, die Here het vir my gewys,
Ons sit met onvergewensgesindheid, ons is kwaad, en dan dink ons almal gaan dit aan ons doen, en almal gaan dit nie doen nie. Gee die Here 'n bietjie kans om te werk in jou lewe. Gaan daar waar jy onvergewensgesindheid het, gaan na daai persoon toe en vergewe hom, sodat jy kan lewe. Sodat jy kan vrykom, want glo vir my, as daai boer nie sy land voorberei het nie, as jy jouself nie voorberei het vir dit wat kom nie, gaan jy dit nie maak nie. Want elkeen van ons, hier 2 mensies wat verjaar, goedheid en guns sal hulle volg. Goedheid en guns gaan hulle volg, maar hulle moet die pad stap. Jy moet die regte pad stap. As jy aanhou verkeerde rigting stap, gaan jy aanhou moeilikheid kry. Jy moet werk vir liefde, want God is liefde, maar ongelukkig het jy werk om te doen daarvoor, baie werk. Geloof werk deur liefde wanneer jy nie net in jouself glo nie, maar wanneer jy geloof, jou geloof moet ander mense aanraak. Want ek sê nou vir julle, daar's tye wat ons gaan lê, wat ons te hoogmoedig is om te sê, bid vir my, bid vir my. Ons is te hoogmoedig om te sê, weet jy wat, ek gaan deur 'n moeilike tyd. Ek gaan deur 'n moeilike tyd. Maar saam met geloof en liefde bring lewe, krag en verandering. So hoe gaan jy verandering bring? Dis om jou hart te verander. Daai hart wat daar buite is, wat daai hele kol daar het wat so vol roes is. Daar's net so een bietjie stukkie plek. Die 1/11 van die hart is geroes. En baie van ons sit daarso. En nou Kobie het in 2018 het sy vir my 'n dans gedoen met rooi. Dit was ook hart, die hart. Maar ons verander nie. Wanneer as jy geloof het en jy het liefde, dan gaan jy vir iemand kan bid. Dan gaan jy sê, wanneer jy bid vir iemand in nood, is deel van die liefde wat jy het. Maar jy gaan nie vir daai persoon kan bid as jy haat hierdie kant het nie. Dan gaan jy nie kan bid nie. Wie hoor ek niks? Is dit waar? Ja. Is dit waar wat ek sê? Wanneer jy vergewe in plaas van om te wraak uit te neem. Want as jy wraak het, kan jy nie vergewe nie. Jy kan nie. As jy wraak hier binne in jou hart dra, kan jy nie vergewe nie. Wanneer jy gee al het jy selfs min. Dit is die moeilikste. As jy R500 het, en jy het nodig, iemand het regtig nodig om kos te gee. Jy moet vir daai ou met jou R100 kan gee. Sal jy dit werklik kan doen? Want liefde, as jy liefde het, gee jy maklik. Ek sê nie met geld gee nie, ek sê nie met kos gee nie. Drukkies, daai tipe van goed. Maar baie mense het min. En ek gaan nou ook kaarte speel hierso. Daar's mensies wat bitter min het. Maar hulle sal altyd hand oophou om vir ander te gee. Hoekom werk dit so? Hulle raak nederig. Ons is so gou om daai vinger te wys. En dis deur liefde. Ons moet liefde, mense. Jy gaan nie kan gee as daar nie liefde is nie. Dit is maklik om iemand te koop. Dit is maklik om liefde te koop. Maar om dit werklik te kan gee, is moeilik. 'n Plaasboer kan kom en hy kan al die geld in die wêreld hê. Al die geld. Die mooiste trekkers, die beste plantasie, hy kan alles die beste hê. Maar as hy God nie het nie, wat het hy dan? Absoluut niks nie. Gaan hy bid vir reën? Nee, hy gaan sommer sê nee, ek gaan sommer van hy watersakke koop en op die lande spuit. Maar dan kom dit nie op en dan kom haal en dit verwoes alles. Okay, kom ons nou by die lekker deel. Nou is ek klaar met die aaklige deel. Geloof sonder liefde is leeg. 1 Korintiërs 13
Vers 1 sê, al sy die tale van mense en engele spreek, en ek het nie die liefde nie, dan het ek 'n klinkende metaal of 'n lydende symbool geword. Jy kan glo, God kan groot dinge doen, maar as jy nie liefde het nie, is jou geloof leeg. Alles gaan om liefde. God is liefde. Alles gaan om liefde. As jy nie liefde het nie, het jy nie dit wat jy moet hê nie. Liefde is 'n bewys dat jou geloof werklik is. Wanneer jy iemand deur geloof en deur liefde werk, sien jy dit in hulle optrede. Hulle praat sagter. Jy al gesien hierdie mense wat regtig liefdevol is, hoe sag kan hulle praat? Jy begin nie harte. En ek moet werk daaraan, want ek kan kwaad raak hoor, en dan kan ek my mond groot oopmaak. Maar hoe sagter jy praat, gee liefde. Dis soos Annelie gisterand gesing het, ek so 'n bietjie liefde. So 'n bietjie liefde. Laat my daaraan dink. So sag gesê ek so 'n bietjie liefde. As jy hard praat en jy is hard met iemand, gaan daai persoon reageer? Gaan hy reageer? Jy gaan nie. Mense wat liefde wys, hulle dien nederig. Hulle is altyd nederig. Wat is nederigheid? Gister toe ons ry, dus dan, ek weet nie wat die straat is, ek dink is President Stein. Daar's 'n ou tannie wat daar loop. En sy loop stadig oor die pad. Nou kan jy stop en haar help, of jy kan, ek dink nie op hoe jy van maar dit laat my dink aan, wat se liefde kry hy tannie om so stoksiel alleen in die straat te loop, en sy loop moeilik met daai stootkarrie of daai rampie. Hoeveel mense stop regtig om haar plek te maak? Hoeveel mense stop en sê, hoorie, ek gaan jou verder vat, of ek gaan vir jou 'n bietjie help. Ons is almal geneig om so 'n bietjie die mense weg te druk. Maar mensies, ons moet nederig begin raak. Nederig. Nie dink jy is beter as 'n ander ou nie. Hulle glo al lyk dinge donker. Nou gaan ek iets uit my eie uitpraat van, baie mense kry 3 maande, elke 3 maande salaris, en ander kry elke maand salaris. Maar hier na jou tweede maand, dan raak dinge bietjie moeilik. Dan raak dinge donker, dan raak dinge moeilik. En dan moet jy geloof hê, al is dit donker. Geloof hê om te loop en aan te gaan en te weet, jy gaan dit maak. Maar as jy liefde het nie, gaan jy na geloof hê nie. Geloof wat deur liefde werk, verander die wêreld. In Handelinge lees ons dat van gelowiges wat mekaar die laste gedra het. Hulle het geloof gehad, maar hulle het liefde het dit sigbaar gemaak. Dat die liefde was sigbaar gewees. Is julle liefde sigbaar vir mekaar? Kyk hierdie kinders, kyk nou vir Mario toe hy opgespring het, toe saam met die kinders gedans het. Mens sien die liefde wat hy het. Het julle liefde in hom gesien? Het julle die liefde gesien? Om te ek sien dit is vir hierdie kerkie, want hulle het nou al hierdie kinders goed wat hulle hier voor doen, en die kinders is nou, moet gehoor word, maar nie hulle moet gesien word, maar nie gehoor word nie. Dis nie verkeerd. 'n Mens moet begin wees, daai liefde. Ons leef in 'n wêreld wat baie mense sê hulle is glo, maar hulle wys dit deur min wys dit deur hulle liefde. As 'n kerk van Jesus weer vol van liefde is, egte onselfsugtige liefde, dan is geloof sigbaar, en dan word wat mense sê, hierdie mense dien 'n lewendige God. Nou, julle wat nou vanoggend ingekom het, dit was nou 'n deurmekaar oggend. Het julle dit gevoel? Het was deurmekaar gewees, vandat vanoggend begin het tot nou toe was dinge baie deurmekaar. En elkeen moes maar sy deel doen. Toe ek vir Elise sê, moet help stoele afvee vandag, jong. Maak die lap nat. Sy het nie al opgeruk en gesê, ag ja, hoe moet ek nie 'n droë lap hê? Nee, maak die lap nat.
Sy kon haar opgeruk het, maar wat sy doen het jy die stoele skoon gemaak uit liefde uit? Of het jy dit gedoen omdat ek jou gevra het? Uit liefde uit. Sina, doen jy dit wat jy doen uit liefde uit of uit dwang uit? Kan nie hoor. Liefde. Kom jy kerk toe met liefde. Amen. Helga, doen jy alles met liefde? Hoeveel van ons staan nie al vrug. Nou goed, 'n voorbeeld uit Jesus se lewe. Jesus het self hierdie waarheid geleef. Toe hy die melaatse sien, het hy hom nie net genees nie, hy het hom aangeraak. Nou gaan ek julle vra. Het julle al vir 'n boemelaar gaan sit en bid? Wie is bereid om 'n boemelaar langs hom te gaan sit wat lekker ryk, lekker vol dop is? Wie gaan vir hom bid? Laat ek sien. Sonder enige... Sal julle? Goed. Al is iemand siek? Al vrot hulle? Ek al baie daai ander ou om na sy pad op water en loop. Dan stink hy verskriklik. So, ja. Ja, dis maar dieselfde daai. Jesus het nie die melaatse man daar gesien nie. Hy het hom aangeraak. En die melaatse man het genesing ontvang. Nou ons is geneig om te sê, weet jy wat? Daai is sommer net 'n dronkaard. Draais. Gemors van die aarde. Gemors. Ek gaan my nie meer met toe nie. Is dit Jesus liefde? Is dit werklik Jesus liefde? Hoekom moet ons heeltyd 'n vinger wys na die ou wat suip? 'n vinger wys na die ou wat rook? 'n vinger wys na hulle sondes? Maar jy sê jy het God se liefde, maar jy het God se liefde. Jy het God se liefde, maar jy is nie eens bereid om te gaan en te sê, weet jy wat, al vrot jy soos nog iets, ek wil vir jou bid. Wanneer laas het jy gegaan na daai ou toe wat langs die pad loop, wat vrot? Hy vra my altyd vir 'n R2 vir lotto. Moet ek hom oordeel omdat hy lotto speel? Nee mense, ek gaan hom nie oordeel nie. Maar ons is geneig om te sê, ja, ons het baie Jesus liefde in ons. Jesus het die melaatse aangeraak. Is melaatse aansteeklik? Yes, dis aansteeklik. Dis aansteeklik, maar hy het hom aangeraak. Sy geloof in sy Vader het deur daai liefde gewerk. Toe hy aan die kruis gehang het, het hy gesê, Vader, vergeef hulle want hulle weet nie wat hulle doen nie. Dit is geloof wat deur liefde werk. Geloof selfs in die pyn van die wat jy nog lief het. Vir die wat jy nog lief het. Vir wie jy lief? Vir wie het ons werklik lief? Om net mense te skop en te sê, weet jy wat? In die Bybel staan daar, ek hoef nie te sorg vir die armes nie. Ek hoef nie te kyk na die mense wat niks het nie. Ek hoef nie daar te wees nie. Stuur Bybelversies rond en sê, ja, die Here het vir my gewys, jy's 'n sondaar, ek mag nie na jou kyk nie. Van waarom kry jy dit? Wat is God? Wat is God? God is liefde. God is liefde, maar die harte lyk soos daai hart wat daar buite is. Vrot. Hoe gaan ons geloof deur liefde te laat werk? Wanneer jy iemand bemoedig wat moedeloos is. Weet jy, daar is so baie mense. Ek kan nie vir julle sê nie, die stukkie woord wat ek nou elke dag gee, het ek my privaat nommer in. As ek mensies, as jy gebed nodig het, stuur 'n boodskap, ek bid vir jou. Weet julle hoeveel mense stuur 'n boodskap wat sê ek is moedeloos, ek kan nie meer nie. Maar ons is besig om te loop met oogklappe en oorpleisies, want ons wil nie ander ou se probleme hê vir ons nie. Ons wil nie. Wanneer jy hand uitsteek na iemand anderste as wat jy nie dieselfde ras is as jy nie, dieselfde persoon is as jy nie. Goed, ek vir julle sê, as ek van Augustus maand tot waar ek vandag hier staan, wil ek die Here dank vir dit wat na my kant gekom het.
Ek gaan vir die Here dankie sê. Want liefde is gewys. Ons wys daai vingers. Toe ons 'n kospakkie moes koop toe, sê ek, luister die mense rook, né? Is dit reg? Ja, dis reg. Want ons oordeel so vinnig. Weet jy hoe moeilik is dit vir iemand om op te hou met rook? Weet jy hoe moeilik is dit vir iemand om op te hou met drink? Weet jy hoe moeilik is dit vir iemand om op te hou met drugs? Weet jy hoe moeilik is dit vir iemand wat pornografie verslaaf is? Weet jy hoe moeilik is dit vir daai mense? Maar ons wys ons vingers na dit, hè? Ons wys ons vingers, ons sê vir hulle, ek gemeen my nie met jou nie. Maar wanneer gaan jy en jy bid vir daai ou? Ons wil nie. Die daad van liefde is 'n geloofsdaad wat sê ek vertrou God om my te gebruik. Elkeen van ons wat hier sit vandag kan gebruik word om God se liefde uit te leef, om God se liefde vir ander mense te wys. Maar ons is te oordeel. Ons oordeel elke liewe persoon wat voor ons kom. Ek kan nie dorp toe gaan nie. Ons is Vrydag daar in die dorp. Ja, ek loop kinders raak wat al amper getroud is. Tannie Martie, is jy nog hier? Ek loop mense raak wat ek jare terug gesien het, wat vir my vertel waar deur hulle is. En net 'n gebed het hulle opgetel uit hulle lewensomstandighede. Net daai gebed wat gebid is. Maar ons wys daai vingers mense. Die krag van liefde en geloof. Wanneer geloof deur liefde werk, bring dit genesing, herstel en vrede. Herstel. Weet julle hoe belangrik is dit om herstel te bring? Want ons harte het verhard en ons wil nie meer sag word sodat ons vir 'n ander persoon kan vergewe nie. God moet die trots breek wat elkeen van ons het. Ons het trots, ons bou 'n brug oor elke situasie. Ons is besig om onsself toe te bou met muurblokke. Want ons wil nie vergewe nie, ons wil nie mense wat ons seer gemaak het, wil ons nie. Ons wil niks met hulle te doen nie. En ek praat met myself ook. God soek nie net gelowiges nie. Hy soek mense wat glo. Mense wat sê, ek sal wys, ek glo deur liefde te gee. Maar dit is maklik om te sê jy glo. Soos Jakobus sê, geloof sonder werke is dood. Maar die werke waarvan hy praat is nie net aksies nie, dis werke van liefde. Nou gaan ek praat van hierdie is nogal 'n oulike stories van die lampie in die donker huis. 'n Jong seun het een aand sy ouma se lampie by die trap gesien brand. En hy vra vir sy ouma, hoekom steek ouma elke aand die lampie aan? Sy glimlag en sê, want miskien stap iemand verby in die donker en my liggie wys hom die pad huis toe. So moet ons geloof wees, 'n liggie wat deur liefde skyn. Jou geloof kan iemand anders se pad verlig. Net om na iemand toe te gaan en te sê, Leonie, is lief vir jou. Leonie, ek dink aan jou. Gavin, ek dink aan jou. Oom Flippie, ek dink aan jou. Koba, ek dink aan jou. Maar nee, ons doen dit nie. Ons los die mense. Ons los die mense. Ons los die mense. Kom ons wees lief, kom ons laat ons liggie brand. Sodat ons werke liefde kan wees. Liefde vir ons naaste, liefde vir ons mense. As 'n Vrydag aand se liefdesmaal wat ons gehad het. Ek het vir elke kind gevra. Vir elke persoon aan die tafel gevra, waarvoor is jy dankbaar? Sit nou 'n bietjie en dink, waarvoor is jy dankbaar? Met die een kind het gesê,
Hy kan nie sê waarvoor is hy dankbaar nie, maar hy kan 'n gebed doen, want deur sy gebed gaan jy hoor waarvoor hy dankbaar is. Dit is my geruk. Sê ons altyd dankie. Of gaan ons met 12 liedere na die Here toe en sê, ag Here vergewe my, ek het alweer dit gedoen en Here help my net om hierdie ding van my af te kry. Here help my met dit, Here help my met dat. Maar jy doen niks nie. Geloof werk deur liefde. Gaan kyk 'n bietjie, dra 'n bietjie 'n ander ou se las. Nee, gaan bid vir 'n ander ou in 'n tyd waar jy dit moeilik het en dinge gaan vir jou verander. Dinge gaan vir jou verander. Glo vir my, dit gaan. Dinge gaan verander. As ons geloof deur liefde werk, word ons die hande van Jesus. Ons woorde word sy stem van bemoediging. Ons lewe word sy lig in 'n donker wêreld. Laat ons vandag bid en sê, Here, laat my geloof deur liefde werk elke dag in die woord en in elke daad. Laat ons liefde beginne werk. Daar waar iemand liefde soek. Ons sal hierdie kinderliedjie nou doen. As ek klaar gebid het, dan gaan ons aan. Maar ek wil vir die Here net dankie sê vir elke een wat hier sit vandag, vir elke liewe persoon. Dankie vir die liefde wat Julle gee. Maar moenie net liefde na my kant toe gee nie. Gee dit vir die wat buite ook is. Jou buurvrou. Gee jou liefde. Mans hoor mooi. Dis nou nie oor die draad van kinderklasse nie. Gaan gee bietjie vir jou bure liefde. Groet hulle 'n bietjie. Weet julle nie, daar's mense in ons straat, ons ry. Jy sien nie hulle meer groet nie. Praat nie meer met mekaar nie. Is dit wat 'n kind van God doen? Ons wys net vingers heeltyd. Ons is net heeltyd besig om. En nou is iemand maak so as hulle bedien. Hulle sê julle, maar hulle maak nie so nie. Hulle bedien deesdae so. Julle. Die mense, daar's goed wat terugwys na jou kant toe. Kyk eens dat jy 'n bietjie skoon maak asseblief. Hel wat dit is, jou kyk 'n bietjie. Hulle wil nie meer so wys nie, hulle wys nou so. Want hulle doen niks fout nie. Here, ek is hier waar ek staan, maak ek baie foute. Ek is nie volmaak nie. Ek is glad nie volmaak nie. Maar weet julle wat? Ek het Jesus liefde wat ek uitgee. Maak nie saak hoe stink iemand, hoe vrot iemand, wie waar homself bevind nie. Ek gaan vir julle tog vertel my eerste dag in 'n sorgsentrum wat ek gaan bedien het. Dit was my heel eerste keer wat ek in 'n sorgsentrum beland waar ek fisies met mense te doen. Ek bedien al van 2006 af op strate, maar ek kom by hierdie spesifieke plek. Ek het 'n vrees vir rotte, ek het 'n vrees vir vuilword, ek het 'n vrees vir vliee, ek het 'n vrees vir slange, ek het 'n vrees vir alles gehad. Nou, as jy daarso bedien, dan loop die rotte oor en hulle gaan verby en jy sien, hier gaan 'n nagmaal glas en hier gaan daai ding. En ek kom daar en almal is opgewonde want hier's 'n pastoor, sy gaan vir ons almal bid. En ek kom by die man en ek vra vir hom, waarvoor kan ek vir jou bid? Hy sê nee, ek moet bid vir sy vrou. Ek sê nou, is in die hospitaal. Nee, pastoor, jy moet na die kamer toe kom. Okay, ek sal na die kamer toe gaan, dat ek net al die mense voor klaar bid, dan gaan ek gou na jou kamer toe. Goed, hier begin ons. Eerste plek, Soerich water. En ek het Nike dekkies aan. Mooi man, Soerich water. Hier is ons deur kalkoenhokke of wat is hierdie eende, bakkoue, daai goed. Ons is daardeur, ons deur 'n varkhok en my voete lyk verskriklik. En ons kom daarso in so 'n sinkgebouetjie wat toe is. Hy sê dis daar binne. Tog okay. Hy maak die deur op die deur maak so en die honde gemors lê daar om hy smeer dit so oor. En ek sien van die kleinste mensies nie. Ek kyk en ek sê, maar oom, hier lê niemand nie. Hy sê nee, sy is in die bed.
gaan in, nou moet ek so ingaan. Ek is moeilik om daar te loop. Hy staan ek daar, ek sê, oom, hier is niemand nie. Hy sê, sy is daar. Julle, die vrou sit in die reistoel met haar gesig, sy sit op die stoel maar so voor my, en sy spring op, sy sê, ha! En sy het die oë spierwit, haar hare is spierwit, haar gesig is spierwit, haar gesig is ingeduik, want sy het 'n siekte. Ek skrik vir my net daar. En haar foon maak 'n SMS en is 'n kat se meow wat jy op trap se stert. Ek tog ek trap op die stert van die kat en hier staan ek. Tog regtig, Here, wat wil jy vir my wys? Wat wil die Here vir my wys? Het ek nou regtig nodig om hierdie gemors te trotseer? En ek het liefde gewys. En jare later kon ons daai mensies in die huwelik bevestig. Jare later het daai vrou opgestaan en begin loop. Hoekom? Ek het daai gemors, moes ons deurwerk. En baie van ons staan op die oomblik in gemors. Baie, huwelike gaan ten gronde, as gevolg van gemors. Verhoudings, ouer en kindverhoudings, alles gaan ten gronde, as gevolg van ons attitude. Is ek bang vir rotte nog steeds? Ja. Verskriklik. Ek sê so vir Sandra toe ons daar begrafnis doen, sê ek vir, as jy sing jy nie onder daai gat nie, want die rotte gaan vir jou raak piepie daar. So jy skuif daai kant toe. En hulle is net so groot. En nou kom ons by die huis, sien nou? Ek sien altyd as ek preek, almal het mooi gesiggies en almal lag. Wanneer ek ook lag hulle, want ek preek mos nou nie 'n grap, daar's nie 'n grapie in die woord nie. Dis julle nie, dis ek 'n rotte wat agter jou beweeg die hele tyd. Vaderkie tog. Totdat ek eendag sien hoe rol die rot met die nagmaalglas. So julle, nog steeds sal ek die Here loof en prys. Nog steeds sal ek hier vir die Here bid. En sien dat ek myself goed praat nie, ekskuus, dis net 'n voorbeeld van ons het nie nodig om te staan nie. Kom ons wys ons liefde vir die mense deur ons dade wat ons doen. Amen. Amen. Het ons gebid? Nog nie. Nog nie gebid nie, nee. Is julle seker? OK, kom ons buig ons hoofde. Here, dankie vir die woord wat lewe gee. Dankie dat U ons vandag herinner het aan ons geloof en nie net woorde nie, maar 'n lewe van liefde. Help ons om met oorgawe te leef, om ons geloof sigbaar te maak deur liefde vir ander. Laat elkeen van ons 'n draer wees van U lig, van U vrede en van U liefde. Here, as ons soos wat ons vandag hier uitstap, laat die mense in ons wat hier is, dat elkeen se hart, dat almal Jesus in hulle harte gaan sien. Mag die Gees ons vul met nuwe geloof, nuwe liefde en nuwe krag. En Here, gaan so saam met elke liewe kind wat eksamen skryf, Here, hou jou hand oor elke kind daar waar hulle besig is om, daar waar Sipho is, Here, ons bid vir Sipho, daar waar hy besig is om sy eksamens te skryf, Here, hy is die enigste matrikulant op die oomblik in ons kerk, maar Here, hou jou hand van beskerming oor hom, en elke liewe kind wat van hier af eksamen skryf, Here, ek bid vir elke gesin wat hier sit, Here, vir elke liewe persoon op die gemeentelys, Here, dat hulle sal weet wat liefde is en dit begin uitleef. En Here, gaan so saam met elkeen wat hulle harte en hulle hande oopmaak. Ons sê dankie daarvoor. Seën elkeen van hulle. En ons bid dit in Jesus naam alleen. Amen.